Die kers van vreugde, hier in die derde week van Advent, verlig 'n diepgaande waarheid, wat dikwels deur die oppervlakkige vrolikheid van die feesseisoen verduister word. Die vreugde waarna ons hierdie week kyk, is nie 'n vlugtige emosie wat afhang van perfekte omstandighede of die afwesigheid van moeilikheid nie. Dit is 'n diep blywende toestand wat deur Christus self geskenk word. In die intieme oomblikke voor sy kruisiging het Jesus sy disippels voorberei vir die hartseer wat voorlê. Maar hy het hulle met 'n verstommende belofte gelaat. In Johannes 16 vers 22 lees ons waar hy sê: "Net so is julle ook nou bedroef, maar as ek julle weer sien, sal julle harte vol blydskap wees en niemand kan julle blydskap van julle af wegneem nie." Onthou ook Johannes 14 vers 27, waar Jesus dit sy persoonlike blydskap noem. Nie sommer generiese blydskap nie, maar sy blydskap. Hierdie waarheid van Christelike vreugde is, dit is onwrikbaar. Dit is 'n geestelike besitting, nie 'n eksterne kommoditeit nie. Die apostel Petrus ego dit wanneer hy skryf dat ons, deur in Jesus te glo, reeds deel het aan die saligheid, en dan skryf hy dit vervul ons met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Gaan lees gerus 1 Petrus 1 vers 8 en 9. As hierdie vreugde 'n geskenk van die koning is, waarom voel selfs Christene so dikwels die afwesigheid daarvan? Die woord daag ons direk uit. As jy Jesus se blydskap kortkom, het jy dit dalk self weggegee. Dit is 'n algemene menslike neiging om eksterne kragte, of die wêreld of ander mense, moeilike omstandighede of wat ook al te blameer vir die dreinering van ons geestelike vitaliteit. 'n Modegier onder party Christene is mos deesdae om alles waarvoor hulle nie self verantwoordelikheid wil aanvaar nie, aan die sogenaamde vyand toe te skryf. Hulle lees dalk iets heeltemal mis wat Paulus skryf oor Christus se volkome oorwinning, lees maar Kolossense 2 vers 15. En ons lees in Hebreërs 2 vers 14, dat Jesus deur sy dood, die een wat mag gehad het oor die dood, dit is die duiwel, vernietig het. Jesus Christus se oorwinning oor Satan was nie gedeeltelik nie. Lees weer daardie tekste. Die ware dreinering van vreugde is gewoonlik intern. Verlammende vrees, selfopgelegde spanning, oordrewe onrealistiese bekommernis, of dalk 'n onbelyde sonde, of die bytende suur van bitterheid. Dit is die ware vreugdediewe. Ons word opgeroep tot 'n radikale selfondersoek. Wat spesifiek ontneem jou dalk van jou vreugde? Identifiseer daardie saak. Vat dit sommer vandag nog na God en keer terug na die bevrydende waarheid van sy woord. Die vreugde van Christus is 'n fontein binne in ons. Ons moet eenvoudig ophou om klippe in daardie fontein te gooi. Ons is verantwoordelik om die geskenk te bewaak en te verseker dat die helder lig van Christus van binne af skyn, ongeag enige duisternis buite. Besef vandag opnuut dat jou vreugde in Christus onwrikbaar is, tensy jy dit self prysgee. Kom ons bid saam. Here, ons sal U nooit genoeg kan dankie sê vir hierdie wonderlike geskenk van U blydskap, U vreugde, dat U dit vir ons gegee het, en dat ons saam met Petrus kan sê, ons het U baie lief, Here Jesus, ons glo in U, en daarom is ons gevul met hierdie onuitspreeklike en heerlike blydskap. Help my dat U lig en U blydskap altyd deur en vanuit my sal straal, en bewaar my daarvan dat ek, oor watter rede ook al, hierdie blydskap self sal weggee. Amen.